dinge anders, want ons is anders. So die wetlesing vanoggend kom uit Efesiërs 4 vers 1 tot 7. Ek druk dit julle op die hart, dis Paulus wat in die woord is. Wat 'n gevangenis omdat ek die Here dien. Laat julle die lewenswandel ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, verdra mekaar in liefde, lê julle daartoe toe om in eenheid van die Gees wat tussen julle gesmee het, lê julle daartoe om in eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te leef. Daar is net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor ons almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgee. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het hy kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hier is 'n bietjie anders as die wette wat ons die hele tyd net oor die vingers tik, hè? En dit is wat hierdie dankbare dade reeks probeer doen het. Dit het vir ons probeer anders sê. Ons het begin deur om te sê, dit is gedoen. En om verlede week se erediens in hopelik 2 minute of minder klaar maak, is nie 2 weer hopies hiervoor. Ek weet dit maak nie sin nie, maar ek gaan dit weer verduidelik. Hopelik vinniger en beter as verlede week, want ek weet die video het nog nie reg geneem nie. Maar offers was nog altyd belangrik in die Bybelse tye, in die antieke tye. Vir baie mense is dit nog steeds wat van die ouer gelowe het in die wêreld, die oosterse lande, die Midde-Ooste, is dit nog steeds belangrik. Nee, hulle bring steeds vir hulle gode offers. Nou Christene, gelowiges, Israeliete, Jode, ook al ons die mense van God, die volk van God wil noem, het ook offers gehad. Daar was 2 style. Die een is in die vorm van 'n altaar. Ons lees daarvan, ek het nog verlede week gesê, ek was so geskok te begin opsoek, want in my studies kon ek min of meer iets onthou, maar toe besef ek nie hoe oud is die idee van 'n offergawe nie. Sondeoffers ken ons. Sondeoffers is saam met Adam en Eva, nee, toe hulle uit die tuin het en Jesus die eerste God die eerste bokkie slag en vir hulle klere maak van die vel, toe is bloed geskenk vir ons sondes. Ons sondes moet geboet word. Reg deur die tyd, oral waar hulle kom, het hulle 'n altaar gebou en vir hulle sondes 'n offer gebring. Dat die Here hulle moet gee, dis die een offerding. En toe het daar iets gebeur rondom Jesus Christus. Wat gesê het, hierdie goed, hierdie bou, hierdie onskuldige bokkies en diere en bloed vir julle geskenk, gebeur nie meer. Hoekom? Want Christus het gekom, die volmaakte offering te betaal. En daarom is hierdie offertafel ongedaan gemaak vir my en jou as Christen. Dis die eerste ding. Dit was die tema van ons eerste preek. Omdat Christus gedoen het, mag ek en jy vry wees. Omdat God gedoen het, is ek en jy verlos. Ons is vry. Toe ons die tweede week van mekaar gesê, dit maak vir my en jou nuwe mense. Wat beteken, en ek het die gewaagde ding gesê, wat ouens soos Martin Luther, Calvin, Zwingli, Stefan Joubert, paar ander vandag se tyd sê, ek en jy is nie meer sondaars nie. Dis nie my identiteit nie, dis nie wat deur my are vloei nie. Ek en jy is kinders van God. Dit beteken nie ons is ewe skielik hierdie hoogheilige prinsies en prinsessies wat niks verkeerd doen nie. Nee, dit beteken ons leer soos kinders van God meer en meer in God se liefde groei. So ons kan weet, vreesloos uit ons foute leer. Ons kan kies om ten spyte van ons omstandighede op te daag.
Ons het God se liefde wat ons DNA ons stukkie vir stukkie terugskryf na hoe God ons gemaak het. Dit bring ons by dankbaarheid. Nou dankbaarheid is iets wat nou nogal interessant is. Dit begin by Abraham aan, nog voordat Abraham geword het. Abraham was nou 'n ouer bietjie rondgetoer het daar in die woestyn saam met sy vrou soek na die beloofde land. En tussenin het hy met konings te doen gehad en dan het hy sy vrou baie dikwels aan die vaardes met die konings gesmous sodat hy kan lewe. En een van daai kere luister die koning vir God en God sê vir hom, Abraham, nee, daai heeltemal 10%. Jou eerste tiende, nie jou beste, sterkste, oulikste, mooiste tiende nie. Jou eerste tiende as dankoffer dat hy jou lewe red, want ek is God, beveel jou om dit aan hierdie koning te gaan gee, in sy naam verlê. Nee? So hier begin daai tiende ding. Ons sien dit na die tyd in die woestyn. En dankoffers het dus gelyk iets soos hierdie tafel hier. Ek het laasweek ook gespot en gesê nog niemand het 'n bok lammetjie wat ek kom aflewe dat ons al af. Nee, maar die eerste tiende van jou oeste, want dis wat die mense gehad het, van jou inkomste, die huishouding. Ons sien dit met die bou van die tabernakel, die bou van die tempel is bietjie groter, dit was nog ekstra. Maar hoekom? Omdat God my verlos het, bring ek dank. Die Bybel is duidelik dat dit 'n tiende is. Gaan daai af hier iewers in die 400 jaar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament het die Grieke die hele Midde-Ooste oorgeneem. So hierdie stelsel is met 'n geldstelsel vervang. Daarom wanneer ons in die Nuwe Testament leer van die offers wat die mense nog bring, is daar hier en daar wat 'n lammetjie sal bring, maar meerderheid van hulle bring geld en dan koop hulle by die tempel ongeskonde lammetjies en so aan. Dis waar daai gap, as jy maar ooit raak gelees het vandaan. So hoekom geld? Want dit is maar net in die wêreld gedraai. En vandag se tyd is ons meer geld gewis in ons onderhandelinge. Maar as God praat van jou tiende, dan is dit nie jou geld nie, dis jou gawes, dis jou wat jy genereer, jou inkomste, jou talente, dit wat jy doen. Nie jou beste nie, nie jou eerste nie. Nie jou beste en jou is jou mooiste nie, maar jou eerste. Met ander woorde, eerste by God. Hoekom? Want ons is eerste dankbaar vir die Here. Verlede week toe staan ons stil by die Weduwee, by die offerkiste. Jesus het die offerkiste gekyk en baie ouens het baie geld gehad en hulle het baie geld gebring en baie geld in die offerkiste gegooi. Maar die Weduwee het net 2 ou muntstukkies wat nie eers werd enigiets is nie. En sy was steeds deel van 'n korrupte stelsel. Almal weet die tempel van daai tyd in die geld. Maar sy het vir die Here gevra, waar kan ek my wil met hierdie 2 muntstukke en U moet dit seën nie. Sy het vir die Here gevra, wat moet ek hiermee doen? Sy het vir die Here gegee wat die Here moet toekom en dit in die Here se hande geplaas. En vanoggend is ons by die laaste deel en sommer ook die inleiding van waar ons Christusmaand gaan spandeer. Ons is by altyd bidden. Om onsself te herinner dat terwyl ons altyd bidden is, het ons in hierdie koninkrykstyd en hierdie ewigheidstyd die volle teenwoordigheid van Jesus Christus in ons. Steek ons 'n Christuskers. Om onsself te herinner, Jesus is ook hier en deel en nie. Vanoggend is ons by Jesus self, want as daar nou van gebed praat, kan ons van al die mooi gebede in die Bybel vra, daar is ontsaglik baie lofliedere, gebede, smeekgebede, klaagliedere, psalms, alles wat gesprek is met God. Maar as daar een voorbeeld was wat Jesus voltrou gemaak het, is dit om ons te wys hoe ons gebedslewe moet lyk, né? Hy was die ou wat as dit goed gaan vir die ouens gesê het, hoor, jy gaan julle vooruit, ek gaan net gaan vir die Here dankie sê. Hy was die ou wat as die kop op die veld tref en niemand het kos nie, en ons net 2 visies vat gesê het, ou gaan ons bid gaan. Hy was ook die ou wat vir ons geleer het hoe gebed moet lyk en selfs tot in sy kruislewe, selfs tot aan die kruis ons gesit het. Maar ons het oomblik net voor sy wegvoering in die tuin van Getsemane,
waar Jesus een van die eerlikste gebede bid, wat ons kan bid. En dis waar ons stil staan vanoggend, by Matteus 26, van 8, vers 36. So hulle het nou net Pasga gehou en Jesus het die wyn en die brood ingestel en daarna het hulle nog 'n bietjie gekuier en daarna kom Jesus met sy disippels by 'n plek met die naam van Getsemane. En hy sê vir hulle, sit hier terwyl ek daar gaan bid. Hy het vir Petrus en 2 seuns van Zebedeus saamgeneem, toe het hy bedroef en beangstig geword. En vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Hy het 'n enkel verder gegaan en daar gaan kniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydingsbeker by my verby. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daarna kom hy na die disippels toe, terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens 1 uur lank saam met my waak? Waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom. Nee, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. 'n tweede keer het hy gaan bid en gesê, my Vader, as U die lydingsbeker nie by my kan verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, kry hy hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle nie hulle oor oopmaak nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog. Die uur het gekom. Die Seun van die Mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier daar. Sy maar 'n bedrywige stuk, né? Ek in my menswees hou van die positiewe dinge. Ek hou van rustige weke waarvan die besigste is om saam met 'n stil studente wat nou nog waag om al die berge te fiets oor te sit, al die pad tot in Botswana en dan terug Pretoria toe. Net omdat hulle kan. Ek moet die Here te kritiseer dat hulle kom en vir mense te sê die Here is lief van hulle. Ek hou van as dinge reg gaan en my week mooi beplan is en die Here my gebede baie mooi hoor. Here, dat dit goed gaan met my en dat dit goed gaan met die mense wat ek liefhet. Partykeer as ek in 'n goeie baie is, dat dit goed gaan met die mense wat my kwaad toewin. Here, asseblief seën my wil. Dis nie slegte wil nie. Ek wil U werk doen, ek wil vir mense sê jy is lief van die Here, wees asseblief saam met my en my wil. Ek het tussen verlede week en hierdie week vir myself die persoonlike challenge gemaak om net elke keer neer te skryf wanneer ek 'n gebed begin met Here U wil. Maklik om te sê Jesus het gebid, maar hy was volmaak. Ja, hy was, maar daarvoor is hy ons die vermaakte voorbeeld. Dieselfde soos met die weduwee wat haar offer bring, is daar iets in Jesus se dankbare gesindheid omdat hy God ken. En God se voorsiening ken, en God se liefde ken, en God se doel vertrou vir hom. Dat wanneer hy, en as jy die ander weergawe van hierdie verhaal gaan lees, in Lukas byvoorbeeld, en Markus, dan sê hulle, hy was so beangst dat hy bloed gesweet. Jy moet nou nogal gestres wees, dat die bloedvate hier in jou kop bars, en deur jou sweetkliere bloed loop. Jy moet nogal bloeddruk uitdagings. Steeds, al is hy so bang in sy menswees, al is hy so angsbenoud oor die pyn en die lyding wat hy weet vir hom kom, die emosionele seer van verloon, verraai, verag, die fisiese pyn van 'n kruis gespijker word. Leer Jesus vir ons die kosbaarste les wat ek dink ons kan leer.
Here steeds U wil. Want hoe sê Jesus self, en ek dink nie hy verwys na die disippels, ek het al baie gehoor mense sê hy verwys na die disippels, ek dink nie hy verwys na die disippels daar, wanneer hy gesê het, onthou die gees is nie willig, maar die vlees is swak. Dink hy verwys na sy eie menswees, wat weet hierdie gaan erg is. Maar vir 'n sekonde dit nie wil doen. Nie net 1-3. Daar's baie keer dinge wat ons weens ons eie verhaal, omdat dit nie lekker voel nie, selfs partykeer omdat dit in COVID voorkom, ons dankbaarheid so vashou in ons eie arms, en nie ons dankbaarheid deel met die wêreld nie. Want iewers is daar 'n druppel, dalk wantroue, dalk is dit 'n druppel van ons eie ek, en baie die druppel van daai ou sondige natuur dalk nog in ons bloed. Wat ons sê, ek regverdig my om nie te leef nie. Ek regverdig my om te sê, maar ek is mos goed en nice, so my wil, Here, is ook belangrik. Jesus kom leer vir ons vanoggend. Al is jou wil hoe suiwer, ek nie hoe suiwerder as Here ek wil bly lewe om U liefde uit te leef op hierdie aarde. Kan 'n later lydingsweek my nie verbygaan. Maar ongeag wat met my nou gebeur, ongeag ons uitdagings, ongeag die pret, ongeag alles, is die uitnodiging van altyd binne die leef hier. Here, steeds U wil. Nie my. Wat Jesus vir ons kom leer is, Here, hier is my wishlist, maar ek sit dit in U hande en ek vertrou U met alles wat ek doen. En daardeur gaan ek nou vir die eerste keer in my lewe 'n gesprek van gisteraand inbring, wat ek nooit gedoen het nie, want dit is 'n vader, maar dit was my so mooi gesprek. Ek praat met 'n dame en ek het al nie toestemming gevra nie, so ek gaan nie haar storie vertel nie. Maar baie swaar en baie uitdagend, en sy sê vir my gisteraand, maar weet jy, Becky, die een ding wat ek op 44 geleer het, 44, deur kwaad en skree en huil en klei en vloek, is dat toe ek besef dit was alles my planne en my wil, dat dit nie noodwendig die Here se tyd en wil was nie. Toe word ek verlos van dit alles. So ek kan nou beter leef. Die oomblik wat ek en jy al ons nonsens vat en sê, maar Here, steeds nie wil, dan kom sit ons al ons goed in die Here se hande. En in die Here se hande kom maak hy sy wil. En dan is ons vry van ons eie selfsugtigheid. Ons is vry om steeds aan te hou en aan te hou nie. Dis nou 'n baie oude ding. Maar omdat Christus gedoen het, omdat hy reeds vir ons die prys betaal het, daar's niks wat ek en jy ooit meer kan doen om in sy liefde te leef nie, is die enigste ding wat oorbly in ons harte is om uit dankbaarheid te lewe. Om hierdie nuwe mens wat God in ons aarde laat uitsy, deur ons hande en ons voete te laat weerklim. Om vir die Here te bring, by die Here te kom, omdat dit is wat die Here vir ons vra. Nie blindelings nie, moet steeds mekaar verantwoordbaar hou, maar nie terughou omdat ons voel ons wil is eie. En dan deur alles wat ons doen, steeds die Here se wil, bo ons eie sit selfs almal te sien. Want God se plan en droom vir my en jou is soveel groter as wat ons kan doen. En dit gaan ons by. Vanoggend gaan ek met 'n gebed afsluit. Ek gaan vir ons 'n oomblik se stilte gee en dan gaan ons met die gebed wat Jesus vir ons gesê het, so moet julle bid. En ons gaan ook in Augustus maand in diepte na hom kyk. Die ons se Vader sing, en dit gaan ons gebed wees. En daarna gaan ons die dag oor.